gesels. As ons die liedere uit die diepte van ons hart sing en ons bedoel daar in woorde, wat 'n betekenis het dit nie vir ons nie. Ek moet in die eerlikheid sê dat ek in al my tyd as adventis het ons liedereboek my al menige keer uit 'n donker plek uitgehaal. Al ken ek net 9 uit 10 keer die koortjies van elke lied, bring dit na my huis toe dat ek is meer werd as voels van hier om die blomme van die veld. Ek is soveel werd dat God sy lewe, sy enige gebore seun sy lewe gegee vir my. Ek behoort aan hom want hy roep my by my naam. Die gekom. Ek kan alle eerlikheid sien dat ek het 'n skepper wat leef en vir my lief is. Ek behoort aan hom. Dit is nou nogal iets om die ek dink die tyd gebeur aangebreek vir Salskool. En weer eens baie welkom aan elkeen hier, beste. Ek het net gegroet, maar baie welkom, baie welkom. Wat julle ook 'n geseënde Sabbat saam met ons hê. Julle weet ons het 'n tema vir ons Sabbatskool hierdie kwartaal. Ek geniet altyd hierdie tipe van goed en dit is vir my 'n belewenis om weer dinge te herontdek en net te bevestig in 'n groot sin. En kom ons sluit weer ons oë en dan begin ons in die Salskool. Hemelse Vader, ons wil hierdie eens dankie sê vir hierdie groot prys betaal. Dankie vir 'n plan wat U gemaak het voor U ons gemaak. Dankie vir U ongekende wysheid, grenslose liefde en genade. Dankie dat U aan my gedink het op daardie dag. Ek wil vra dat die weer is, die Heilige Gees in ons midde sal hou, dat U ons daardeur sal heilig, en dat elke woord gespreek, elke lied gesing, elke woord geuit, dat die eer of heerlijking van die naam sal wees. Dit is my gebed, in Jesus' naam. Amen. Ons sal ons kom met oop en kom ons sing saam van die nummer 30.
Dit blyk my ek het 'n strofe kort in my digitale sangboek. Ons tema vir die kwartaal is teleurstellings. En dit het my te beurt geval dat ek in Godiseer. Wie is Godiseer? Ons is almal vertroud met wie Godiseer is, as ek nie reg. Almal ken ons vir Jesus se krag. Is hy Godiseer? Hy wat daar was, voor die skepping daar was. Hy wat daar was, en die heerlikheid van God aanskou het en geniet het, voor hy dit prys gegee het vir my en jou. Hy wat deel was van die verlossingsplan, toe daar bespreek was, oor wat gedoen sal word. Die dag toe daar uitgevind is dat Satan het sy opstand en daar is rebellie. Daar is ongerechtigheid in die hemel, het die Godheid vergader en 'n plan beraam. Hy wat die enige gebore is van sy Vader. 1 Petrus 1 vers 20 sê vir ons dit baie duidelik. Dat wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontvang. Voor die grondlegging van die wêreld. Ek wil my voorstel dat God het daar gestaan, Jesus het daar gestaan in die Heilige Gees en hulle het gesê, kyk, ons weet die mens gaan in sonde verval. Ons weet hulle gaan ongehoorsaam wees, hulle gaan van die boom van kennis van goed en kwaad neem. En hy sien maar wat ons gemaak. En in daardie plan se uitvoer, besef almal dat dit is net Jesus wat dit kan wegmaak. Wat ons gaan verbrou, gaan net Jesus kan wegmaak. Gees om profesie, die engele het om thuis staan en gesê, ons sal gaan, ek sal gaan, Here, jy kan nie gaan nie. En God die Vader moes by hulle thuis bring, dat dit is net Jesus, net sy geliefde seun, wat vir my en jou kan intree, verlossing bring en die band herstel. Hoe wonderlik is dit om te weet, daar is 'n plan voor grondlegging. Dat daai plan het so gelyk in my en jou oë. My en jou oë lyk daai plan van verlossing so. Maar ek dink in God se oë is dit eenvoudig maklik. Dis wat gedoen moet word, kom ons doen dit. Liefde, genade, barmhartigheid, langmoedigheid, die eienskappe van die vrug van die Gees word geweerspieël in daardie keuse wat gemaak word. Keuse wat gemaak word vir my en jou. Profesie vervul. Profesie en Vader Adam en Eva en die hele mense om daarop te vat. Plan om te herstel dit wat sonde kom afbreek. Daar die heerlikheid wat hulle verloor en hulle ongehoorsaam is, word weer herstel. Ek sal vyandskap herstel tussen jou saak en haar saak. Jy sal op die kop vermorsel en hy sal jou in haar skien byt.
word vandag in my en julle lewe weerspieël wanneer ons kyk na hierdie profesie. Tussen jou saad en haar saad, die haar word verwys na Jesus Christus se saad. Saad van geregtigheid. Saad van Satan, ongeregtigheid. Die leuns, die verdriet, smart. Jesus se saad, vreugde, vrede. Ons kry daar die liefde in die skepping. Want Jesus spreek en dinge kom tot stand. Hy beveel en hulle bly staan. Dis so profesie sê, ons kan in elke blom en alles, die hele skepping spreek van sy liefde. Die sorg wat daarmee gepaard gegaan het om te kan skep. Die detail wat daar ingegaan het en het so onderhou. Ek wil my indink en sien dat Jesus spreek en ek sien dit kom tot stand en hy sê, kom ek maak daai blaadjie 'n bietjie groener, ek maak daai blom 'n bietjie rooier. Dat is perfek, bly net so. Woorde wat gespreek word en dinge kom tot stand. Daarom is hy 'n God wat geliefd. Ooit alleen gesien. Iewers in die natuur gesien dat God kon sê, oeps, dis 'n fout. Ek het nog niks van dit raak gesien in hierdie wêreld nie. Maar asemrowende mooi natuurtoneel. Sonsopkoms, sonsondergangs. Ek kan sien. Daar was gedagte gegee aan hierdie skepping. Kolossense sê vir ons, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trones, heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom nou alle dinge staan. As ons vir 'n oomblik gedink het dat die Here het geskep en gesê, ok, dit sê, dit is 'n fout gedoen. Want hy onderhou nog steeds die skepping elke liewe dag. En ek is 'n voorbeeld daarvan. Dit werk my heel goed op. Hy gee my rus en vrede. Hy onderhou my soos voels van die blomme van die veld. Want hy weet wat ek nodig het, elke liewe dag. En dan word daar nog 'n wonderlike gebeurtenis in ons lewe. Daar vind nog 'n wonderlike gebeurtenis plaas. Hierdie is profesie. Daar die een wat gespreek het in Genesis, met vlees en kom wandel in my en jou. Hy kom ontbeer wat dit is om mens te wees. Hy kom ervaar mens wees op aarde. Hy word versoek in elke opsig, soos ek en jy. Maar daar's een verandering hier. Daar's een verandering. Dat dit wat my in jou toekom, neem my op. Want jy sien in ons sondige wandel, kom daar skeiding tussen ons en God. En vir ons, as loon vir ons ongehoorsaamheid, verdien ons die dood, pyn en lyding. Maar Jesus kom en neem dit op hom.
Johannes 14, 1 vers 14 sê vir ons, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons is die heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos van eerstgeborene van die Vader, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ek is seker dat as ons Jesus vandag sal aanskou, ons sal weet van wie en waar hy kom. Maar hy is van ons sonde gedoen. Met daardie geboorte het daar verlossing vir my in jou plaas gevind. Met daardie geboorte het daar hoop gekom vir my en jou. En die mens het welbehaag in die Here gesing. Sy lewe op aarde was nie 'n maklike ding nie, maar hy het my en jou kom wys wat dit is om God regverdig te lewe. Hy het gekom om te dien en nie gedien te word nie. Hoeveel keer wil ek en jy bedien word en gedien word? Wat die voorbeeld wat ons het, is om gedien te word. Ons hemelse Vader sê, julle moet nie gedien word nie, julle moet dien. Wees diensbaar aan mekaar, gaan mekaar voor in een metoode. Wees gehoorsaam. Deur sy lewe op aarde wys Jesus Christus vir my en jou wie God die Vader is. Hy laat menige mense stil staan. Hy skep verwagting en hoop. Hy kom gee vrede en liefde. Kom bewys barmhartigheid. Doen wonderwerke en tekens. En sy lewe op aarde kom wys hy ons wat God van my en jou verlang. Hebreërs 2 vers 18 sê vir ons, want deur dat hy self in 'n versoeking gelei het, kan hy die helper versoek word. Dit was die ander groot doel, sodat hy vir my en jou 'n voorspraak kan wees by die Vader. Dat as ons sou val, en ons doen, die een wat nie sondig nie, sy lewe. Maar wanneer ons sondig is, daar 'n voorspraak by die Vader. En Jesus kan sê, ek weet wat dit is. Hy kan medelee hê. Vir die kruisiging berei Jesus sy disippels 3,5 jaar lang voor. En weet dat hulle dit nog nie sal snap nie. Dat hulle fokus aardgebonde is. Hy berei hulle voor dat hy onregverdig sal sterf. Hy berei hulle voor dat dit op hulle wag. Soveel so dat hulle hom vra. Dat hy hulle vra, kan julle van die beker drink waarvan ek drink? En hulle antwoord, ja, ons kan. Kan ek en u in hierdie oggend sê, ons kan van die beker drink waarvan ek drink? Die beker van smaak, afgrys, verwerping. Wanneer die waarskuwing kom, as hulle dit aan die droë hout gedoen het, wat sal hulle aan die groen hout doen? Hulle sien Jesus berei my en jou ook voor vir 'n tyd wat kom. Hy berei ons ook voor
sodat ons nie beskaamd hoef te staan in daardie groot en ewige dag. Met daardie kruisiging maak hy Johannes 3:16 'n werklikheid. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag, maar ewige lewe kan beerwe. Maar die vereiste is, jy moet in hom glo. Jy kan nie hemel toe gaan en nie glo nie. Hy het hom wat geen sonde geken het vir ons sonde gemaak, sodat ons nie hoef te sterf aan die kruishout. Vol pyn, verstoor en verwerp. Dan is dit daardie groot dag. Weer eens 'n profesie vervul. Die opstanding. Daardie lieflike oggend, toe Maria by die graf kom, die steen weggerol vind. En die engele antwoord, hy is nie hier, hy het opgestaan. Dan sê aan sy broeders, en die vroue gaan terug en sê aan die disciples dat Jesus het opgestaan en hulle het hom nie glo nie. Kom by die graf van die doek opgevang. Hy het opgestaan. Hierdie is 'n profesie vervul, 'n versekering gegee. Tweede versekering wat ons ook kry, is dat God is teenoor kind doen wat hy sê. Hy het sy seun in die dode opgewek. En ons kry getuienis daarvan. Stefanus sê, ek sien die Here staan aan die regterkant van God. Kan ek en jy met sekerheid weet waar Jesus vandag is? Kan ek en jy sê dat hy staan waar hy vir my en jou werk, omdat hy opgestaan. Saam met sy opstanding kry ons ook in die hemel vaar. En nog 'n belofte, dat ek as ek gaan, sal ek vir julle ander trooster stuur. En wat julle in die volle waarheid sal leer, en julle sal gee wat aan my behoort. Ons besef nie aldag wat dit is nie, maar daar is 'n versekering dat ons nie as wees agtergelaat word nie, is baie, baie belangrik. Die disciples word die wesens wat nie kan lieg nie, geantwoord op hulle verbasing. Wat staan julle so staan? Net soos julle ons sien gaan het, so sal julle ons sien kom. Verwag ek en jy, Jesus Christus, die Seun van God, so. Geklee in die heerlikheid van sy Vader, en kom in die wolke van die hemel. Want ons wil ook so sy geklee word met die heerlikheid. Ons weet ook dat wanneer Jesus, toe hy opgevaar het, nie net gaan sit het aan die regterkant van God nie, maar ook vir my en jou in die allerheiligste ingetree het as hoëpriester, waar hy nou vir my en jou versoening bring vir ons menigvuldige sondes. En ek sê menigvuldige sondes, want ons sondes is baie. Maar hy kan slegs versoening bring vir ons belyde sondes. Onbelyde sonde sal ongelukkig bly. Ek en jy het nodig om te besef
dat hy is regverdig en getrou. Solank ons ons sondes bely, hy dit van ons sal wegneem, so ver as die ooste van die weste is. Al gewonder hoekom ooste en weste en die noord en suid kom. Want solank as dit die ooste loop, sal die weste agter jou bly. Maar solank as dit die noord stap, gaan jy op 'n punt kom waar jy weer suid gaan. Maar in sy voorspraak aan die Vader en as middelaar, as hoëpriester, tree hy en pleit sy bloed en geregtigheid vir my en jou en die allerheiligste. Sonder sonde ingegaan met sy eie bloed. Nie die bloed van bokke en stiere, maar met sy eie. En dan die groot en die ligte dag. Daardie dag waarop elkeen van ons wag, die belofte vervul van ek kom weer. Ek gaan om vir julle 'n huis te berei, om vir julle 'n huis te voor te berei, en as ek het berei, kom ek weer. Maar saam met daardie belofte kom nou ook 'n waarskuwing. Kyk, ek kom gou en ek kom met my loon, om elkeen te vergeld na sy werk, soos dit ook al sal wees. Dit gaan 'n swaar dag wees vir sommige, maar 'n baie bly dag vir ander. Vir sommige gaan dit wees 'n oogwink en oomblik word hulle bekleed met onverganklikheid en gaan hulle om tegemoet in die lig. Vir ander weer nie 'n goeie dag. Hulle wat weghou verby die see, val op ons en bedek ons die heerlikheid van sy aangesig. Daardie dag sal ons hom sien vir wie wat hy is, geklee in die heerlikheid, enige bedoelinge van God, regverdig en getrou. Is ek en jy gereed vir daardie dag, wanneer God seën op die wolke kom om ons te kom. Is ek en jy gereed? Is die vraag. Om hom te aanskou. Hy het vir ons alles gegee. Alles. Amen. Kom ons by God soek. Ons hemelse Vader, baie dankie dat U die Seun, die Heilige Gees, die dag vooraf bepaal het. Dankie dat U die prys betaal het. Dankie Jesus dat U bereid was om die prys te betaal. Die verantwoordelikheid sal neem om die band te herstel. Dankie vir elkeen van ons dat ons vandag hier kan staan en sê, ons is U Heer. U is die pottebakker, ons is die klei. Vorm ons en maak ons na U wil. Dankie vir liefde, genade, barmhartigheid en ootmoedigheid. Want veel kere val ons, maar veel keer weer help U ons op. Stof ons af en stap op pad met elkeen van ons. Soos U met Emmaus gangers gestap het, stap U met elkeen van ons ook in hierdie dag, in hierdie van ons lewe. En ek wil vra, Here, dat U ons nooit sal laat gaan nie, maar totdat U ons geseën het. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.
Wie het die les interessant gevind vir die week? Wat het die les vir my die beteken in hierdie week? Twee dinge het na my toe gekom in die les. Eerste een is dat toe die wetsgeleerde by Jesus kom en hom vra wat hy moet doen om die ewige lewe te beerwe, wat was die antwoord? Wil niemand my nie. Ja, dat is hulle so gemaak, soos die ding. Wat was die antwoord? Met alles wat jy het, moet jy die Here God lief hê. Lukas 10:7. En ek het nooit daaraan gedink, maar die wyse waarop Jesus hierdie man antwoord, het my nogal laat dink. Hy antwoord nie net die man by die vraag van nie, maar hy antwoord ook die alweers. Die mense wat nie daarin staan, mense vraag. Maar kom ons antwoord. Kom ons begin weer met die gebed voor ons aan. Hemelse Vader, ek staan weer voor die troon en ek vra weer vir die invulling van die Heilige Gees in ons midde, in van ons hart, sodat ons begryp groot lesse wat hy vir ons opgeskryf het, sodat ons kan verstaan hoe groot en hoe diep die liefde is. Grenseloos, onpeilbaar. Hemelse Vader, leer ons op die deernis vir elke een. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ons almal ken Lukas 10:27. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Nou die vraag het by my ontstaan en ek het nie antwoord. En jou naaste soos jouself. Het iemand vir my antwoord van hoe lief ek myself het? Ek wil baie kennis van myself. En die neem vir my groot om my. Ek weet dat hy daar nie om die Here my lief het nie, maar nevertheless, hoe lief het ek myself? As Gees van profesie sê dat die grootste velse stryd wat ooit gestry sal word is teen self, dan vra ek myself, hoe lief het ek myself? Ek het nie 'n antwoord nie. Maar as ek die Here my God moet lief hê met my hele hart, my hele siel, met al my krag en my hele verstand, dan begryp ek nie is dit nie. Want hoe selfsugtig is ek nie soms nie? Hoe eiewys is ek nie soms nie? Hoe alstadig. En dan kry ek begrip van die Here sê, hy is hardkoppig, geweldig, lekker, volk, gee my 'n oomblik en ek verteer hulle, en
my oogpunt. Hoe diep is my liefde vir myself? Is my vraag. Want hierdie is 'n wetsgeleerde, is 'n man wat die wet ken, is 'n man wat veronderstel is om die antwoord te ken op die vraag wat hy vra. Alhoewel die vraag geskoei was om Jesus te betrap, te mislei, of wat ook al die motief was. Chris? Ja, die jongens se verkeerde was natuurlijk om te doen. Maar wat was sy doel achter dit om te doen? Ek is seker hy het geluk op. Ek sal nou hierdie vraag vra en dan gaan ek 'n paar mense gaan op wat klippe gooi. Want daar is altyd hierdie geval, Patrick. As ons kyk na die les wat sê, die sending aan my naaste. As kyk na, dit was vers 25, waar die vraag en sê, en probeer om vir Jesus 'n skrifvraag te vra. Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe? En ons sien in die gedeelte van die les praat van, Here het om 'n goeie antwoord gegee. As ons kyk wat sy Spreuke, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Want as die Here vir hom 'n was antwoord gegee, sou hy net omgedraai en weggeloop. En sou nie verder so daar die storie van die naaste die uitgekom het. Want nadat hy self hierdie woorde gespreek het, wat hy gesê het, jy moet Here jou God liefhê, en toe vra hy nog steeds en hy sê dit self, en jou naaste. Toe sê is, maar wie is my naaste? En ek dink die hele storie rondom hierdie les gaan oor wie is my naaste, en dit is wat ons ook, dat dit jy die streep in die grond krijg van, ek besluit wie is my naaste. Ons doen dit reg nie. Ek was al daar. Ek sê hierdie ou jaar gaan nie daar nie. Maar wie was die naaste? Wie is die naaste? Wie is my en jou naaste? Kom ons vra die vraag. Wie is my en jou naaste? Merle. Dan het iemand iets gesê. Enigeen waarmee jy aanraking sou kry. Want jy pad kruis, is my naaste. Okay. Anders, dit is baie verskil. Wat jy is die pad kies ding is, dat voor jou gebruik of wat miskien wat vir jou die gemoedere laat oorkom. Daai persoon is ook so naaste. En dit is ook om die Here hierdie verhaal vertel het van Samaritaan en die Leviet. Hy sien Christenmanne op daai man se pad, en hier kom iemand anders, 'n vreemdeling. En hy help hierdie man, die derde persoon. En dit is daai persoon wat jy sien, wat jy hulp nodig het, waar jy verby is. Daai nou wat jy nou sê. Daai persoon wat jy sien jy hulp nodig het, is jou naaste. Dis daardie een wat jy die vermoë het om te kan help en nie help nie. Want daar staan 'n stukkie verder in die Bybel geskryf. Ek hou daarvan. Daar staan geskryf. Die een wat sy broer sê, gaan jou goed en sien hy het gebrek en dit nie aan daai gebrek voorsien het 'n probleem. Want wat was die behoefte van die man wat die Samaritaan gehelp het? Hy was beval. Hy het mediese hulp nodig gehad. Hy het versorging nodig gehad. Het die priester het nodig gehad. Het die Leviet het nodig gehad. Het die Samaritaan het nodig gehad. Het die herbergier het nodig gehad.
wat daar gelê het en hulpeloos was. Hy is die ene by hulp nodig gehad het. Net so, tussen ons, wie was die fariseer? Of wie was die priester? Sy nie die adventiste en die leviet, sy nie die ouderling nie. Spreek hierdie verhaal nie tot my en jou as adventiste nie. Ons sien die mense in hierdie wêreld en met 'n behoefte aan verlossing en vrede en ons weerhou dit van hulle van. So ek sal adventiste in 'n kaartjie hier wat ons gedoen. Maar anders Dit is een anders probleem ook, ja. Dis my werk nie. Dat is net 'n praktiese voorbeeld van jou naaste. As ons net kyk na 2 weke gelede se les, die les van Jona, sien ons dat Jona onder in die skip gelê het en hy slaap het. En nadat hierdie manne al gevangen, vleesgevangen was, en hulle vrag oor boot gegooi het, en eindelijk ten laaste toe roep hulle vir Jona, en hulle sê vir hom, bid tot jou God. Hulle moes iets in Jona gesien het, want hulle weet, hierdie man, die God wat hy die, want hy sê, is bekommerd, jy is gestorm hierso, en hy wees van Christus. So hy, hulle tot hulle God gebid, maar nog steeds het die storm nie gedaan het. En dit is vooral die praktische verskil wat maak is, as jy met God mense werk, as jy met praktis wat God mense werk, is precies nie, as jy bijvoorbeeld die organisatie doen, onder daardie mense, en jou optrede sal bepaal of die mense vir jou gaan luister, of hulle nie vir jou gaan luister. En dit is waarom het gaan, daardie persoon wat saamgewerk, jou naaste liefde wat jy aan hulle bedoel, gaan maak dat jy hulle besluit, ek gaan my niemand luister. Nou, met daai oog, met daai gedagte, dink nou net, hier kom die Samaritaan met hierdie gewonde man aan by die herberg. En die volgende oggend staan hy op en hy gaan weg en hy sê vir die man, hier is 2 dinare, of hier is 2 geldstukkies, en hy gaan nou weg, en as ek terugkom, hy het nog kompostes gehad, gee my die rekening. Hoeveel mense ken julle wat dit gaan toelaat? Hoeveel? Dit spreek vir my op een ding. Dit sê vir my dat hierdie herbergier en hierdie Samaritaan loop al 'n lang pad saam. Daar's 'n noue band van vertroue tussen hulle. Dat hierdie herbergier kan hierdie man vertrou om te betaal sou hy enige ekstra onkoste het. Maar ook van die Samaritaanse kant af, want hy kan die herbergier vertrou om hom te verneek met 'n rekening na die tyd. Chris. En dan die feit dat hulle na die man sal kyk, na ons volk. En na die tyd wat jy gesê, as ek ons na jou eie doen, hoe werk ek met mense rondom my naaste, en mense my weet is, sien hulle die persoon nie weer voortdoen is, nie maar die persoon weet is. Deel hulle met die regte Chris. Jy sien wanneer ek en jy die Here ons God lief het met ons hele hart, met ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag, né? Dan sien mense dit in my en jou lewe. En dan wanneer ons 'n versoek rig soos hierdie, sorg vir hom en as jy enige ander uitgawes het, sal ek jou vergoed. Dan is daar daai wederwysige vertroue om te weet, hoor hierso, ek kan die ekstra myl stap sonder probleem. Maar vandag se lewe sukkel ons 'n bietjie met aspek. Patrick. As ons
kyk na die Sondagse gedeelte, hoe hy sê vir ons, wie is ons waardes op die skade? Weet dat waarde ons die lesse opgekyk het, waar die vraag het gevra, God sit mense op die keer op ons pad, sodat ons een contact kan maak, soos hierdie man by die herberg hier, hy moes ook een verskil gemaakt het na herberg hier sy lewe, maar hier bring een vreemdeling aan iemand in, wat hy glad nie ken, en hy het opgetel en hy moes ook sê, ek is bereid om vir die opkostes te betaal vir hierdie man. Hy is weer weg, maar dit moes met die man sy lewe so indruk gemaakt het, dat hy ook gewonder het, maar ek wil ook soos hierdie Samaritaan is. En dit is waar hy kyk in die actie is, ons sien en hoor wat mense doen, en ek wil ook daarin voorbeeld op. En dit is hierdie wat die vraag gevraag word van hierdie wetsgeleerde. Hy keer as ek direct jongman kom na Jesus gekom, wat moet ek doen? Ek het dieselfde vraag gevraag. En Jesus het vir ons gesê, van verkoop alles. En vergeet jezelf ook. En dit is waar ek word, die Heer het vir hierdie man gesê, gaan doen jy ook so. En hy het vir ons gesê, van verkoop alles. En dit is daar klein wekkeltjes wat ons besit het. Gaan doen ook so, of gaan verkoop alles wat jy het, of jy het die alles. Want ons wil vast van die kom maar uit val van, ek wil nie klein rin, maar ek is bereid om die volle draag van die kaart te betaal. Ja. Dat is aan kost, en wil die klein rin. Ons gaan van die verstandering af uit dat mense ons skuld. Ons is iets verskuldig. Ons moet kry. In plaas van ons het moet gee. Nou, dit is hier waar Jesus hierdie wetgeleerde mooi antwoord gee. Hy gee hom die mooi antwoord, en dit is nie net ten behoor van hom nie, maar vir al die antwoorders daarom. Want daar is vraag, wie is ons? Wat is ons doel? Hoekom is ons hier?